Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Vandag gaan ons lees uit Romeine 3 van vers 19 tot 31. Vers 21 en 22 is vir my die mooiste woorde wat nog ooit deur 'n pen geskryf is. Kom ons gaan luister saam na die woord van die Here. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Almagtige God, Hemelse Vader, ja, wie is hy wat na U toe kan gaan in vrymoedigheid? Wie is hy wat met die lewendige, heilige God kan verkeer? Is alleen hy wat rein van hart is. Wie se hande nie vuil is van sonde nie. Here, ons weet dat nie een van ons kan op ons eie na U toe gaan om aan die heilige God te verkeer nie. En daarom as ons U naam opsoek, dan doen ons dit net in die naam van ons Here Jesus Christus. Vader, in Hom het ons die vrymoedigheid om selfs na U uit te roep, Abba, dit beteken Vader, en ons wil by U voete kom sit, ons wil in die midde wees, ja, ons wil by U kom skuil, want U alleen is vir ons 'n vaste burg, in 'n wêreld wat baie stikkend is, in 'n wêreld wat U nie ken nie, in 'n wêreld wat onverskillig staan teenoor U, en waar daar soveel boosheid is. Soek ons net U nabyheid op. Dankie Here, dankie dat ons kan weet dat U ons bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens bymekaar maak. Dat dit U is wat in ons harte die begeerte gelê het om die erediens te kom bywoon, om meer van U te kom leer, en ons wil vra, doen dit kragtig deur U Gees. Lei ons in die waarheid van die woord, oorweldig ons met die skoonheid en die diepgang van die evangelie, sodat ons werklike vry kinders van die lewendige God kan wees. Vader, wees by elkeen van ons. Ja, kyk na ons ter wille van Christus. Lei ons in sy voetspore tot die eer van sy naam. Wys aan ons eie sonde swakheid uit, maar Here, vorm ons, maak ons elke dag meer en meer lewend om ons Here en ons koning na te volg. Dit vra ons in Jesus naam alleen. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Romeine 3 van vers 19 tot 31. Romeine 3 vers 19. Vers 19 en 20 is eintlik die laaste opsomming van 'n gedeelte wat van hoofstuk 20 van hoofstuk 1 in Romeine 3 kom, waar dit op wys dat ons almal op ons eie doen nie goed nie en staan skuldig voor God. Kom ons lees. Ons weet dat alles wat die wet sê, gerig is aan diegene wat onder die wet staan, sodat elke mond die swye opgelê kan word en die hele wêreld hulle voor God moet verantwoord. Daarom sal geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor hom geregverdig word nie, want juist deur die wet ken ons die sonde. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. Is daar dan nog sprake van roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die wet van die werke? Nee, deur die wet van die geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof sonder die uitvoering van die wet. Of is God nie die God van Jode?
Is hy nie ook God van nie-Jode nie? Ja, ook van nie-Jode, aangesien dit een God is wat besnedenis op grond van die geloof regverdig sal verklaar, en ook onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig die wet. Tot sover die skriflesing. Persoonlik is hierdie die mooiste woorde wat ooit deur 'n pen neergeskryf is. Kom ons luister wat die Here vir ons hierdeur gaan leer. Ons gaan veral fokus op ons teksverse, vers 21, vers 22. Ek het ook eendag gesê in 'n Bybelstudie, hierdie is die mooiste woorde in my vorige gemeente, en toe het Tannie dit vir my gaan uitborduur, as jy my voordeur inkom, sê jy sien die lappie lê daar waar hierdie woorde in uitgewerk staan. Luister weer na hierdie woorde. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God, hy skenk God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Het jy ook al ooit gewonder en tot die besef gekom, wie as ek en jy nou in God se teenwoordigheid moet gaan staan sonder Christus? Sal hy nog kan God bly? Die God, uit wie se teenwoordigheid Adam en Eva moes weggegaan het nadat hulle gesondig het. Die God van wie die seraf sing, heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte. As ek en jy baie eerlik met onsself moet wees, en as ons na onsself kyk in die lig van God se wet, en ons tot die besef kom dat ons elke dag al 10 gebooie oortree, dan moet ons maar saam met Dawid sing, daai woorde van Psalm 24 vers 2, wie sal die Godsberg op kan gaan, en wie sal op sy top kan staan, omskitter deur Gods heilighede? Wie van ons kan daar gaan staan? Wie van ons kan dit waag om by die heilige God op te daag en verwag hy moet God bly? Sal hy as regverdige regter van die aarde nie 'n onregverdige regter word as ek en jy in sy teenwoordigheid sou wees nie? Soos Martin Luther dit gestel het, is daar hierdie hinkering in elke mens, waar kan ek 'n genadige God vind? 'n God wat my so genadig is, dat ek in sy teenwoordigheid kan wees. Of julle die beste nuus wat enige mens moontlik kan hoor, die enigste nuus wat 'n ewig verlore sondaar tot 'n nuwe lewe opwek, wat nuwe vreugde in elke hart kan gee, wat in elke hart so 'n vaste hoop kan gee, dat dit alle omstandighede te bowe kan kom. Ja, die beste nuus staan geskrywe in die gedeelte waarna ons sopas geluister het en waarvan ons kernverse die hart van uitmaak. Kom ons luister weer mooi na hierdie woorde, ja, die mooiste woorde wat ooit deur 'n pen geskryf is. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. En nadat die apostel in die eerste 3 hoofstukke ons ellendige situasie van wie ons sonde aangedui het, kom daar 'n groot ommerswaai met die woordjie, maar nou. Dink maar in 'n plaashek wat in die een kant oop staan en jy swaai hom om, dat hy op sy skarnier omdraai en hy swaai heeltemal anders kant toe om. Dit is hierdie woordjie maar nou. Hy verander ons omstandighede geheel en al. En dan staan hier, God skenk aan ons sy geregtigheid. En dan maak hy nog 'n waarheid aan ons bekend. Hierdie geregtigheid van God word sonder die wet aan ons bekend gemaak. En dan die derde waarheid wat in hierdie verse uitkom is, net 'n ware geloof in Jesus Christus laat my deel kry aan hierdie geregtigheid wat God aan elke mens skenk. Nou die brief van die gelowiges in Rome,
het die apostel Paulus so aan die einde van sy 3de sendingreis neergeskryf. Hy was letterlik 'n deurwinterde evangelis. Hy het swaar kry geken. Hy ken die evangelie. En hy wil graag na Rome gaan, na 'n gemeente waar hy nog nooit self by was nie. Hy weet en hy ken baie van die gelowiges wat soontoe was en wat daar is, maar hy self was nog nooit in Rome nie. En hy wou baie graag soontoe gaan om die evangelie daar aan hulle te verkondig, om hulle te bemoedig, maar veral, hy wou Rome toe gaan, sodat hy met hulle finansiële hulp en bydra die evangelie in Spanje kon verkondig. Hy stel dit so mooi in hoofstuk 15. Hy het nou al heel wat gewerk in die Midde-Oos, in Klein-Asië en in Europa. Hy wil graag na die ander uiterste toe gaan om die evangelie daar te gaan verkondig. En sodat hierdie mense nie moes twyfel in wat hy verkondig nie, gaan skryf hierdie ervare evangelis Paulus, gaan skryf hy alles neer presies wat hy as Christen gelowige glo. Hy gaan pen vir ons neer die ware Christelike godsdienst en hy begrond dit vanuit die Ou Testament. En hy het natuurlik 'n skriba met die naam van Tertius wat alles vir hom mooi neergepen het, want daai tyd was dit nie almal wat kon skryf nie. Wat Paulus geglo het, wat die Heilige Gees in sy hart gevestig het, wat die evangelie van Christus is, wat elke gelowige, vir my en vir jou, vir elke gelowige deur al die eeue en tot en met Jesus se wederkoms glo, het hy vir ons so mooi gaan opskryf in hierdie allerkosbaarste van kosbare briewe ooit. Die dieptesnit van hierdie brief, die middelpunt waarom alles draai, is die woorde, maar nou word die geregtigheid van God waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Hoor mooi, die eerste waarheid wat hy nou ons bekend maak, God skenk aan ons sy geregtigheid. Let fyn op, die geregtigheid waarvan Paulus hier skryf, is nie 'n geregtigheid wat van die mens afkom nie. Ons het dit nie by iemand anders te gekry nie. God skenk dit aan ons. Die enigste geregtigheid wat ons werklik vry kan maak, is 'n geregtigheid wat God aan ons skenk. Dit kom van hom af. Dit is syne. Hy is die oorsprong van daardie geregtigheid. Die rede hoekom dit nie van ons af kan kom nie, het die apostel in die eerste 3 hoofstukke van hierdie brief beskryf, en hy vat dit mooi saam hier in vers 23 as hy sê, almal het trouens gesondig, en die eer aan God ontbreek by hulle. Almal van ons is elendige sondaars. Op ons eie mis ons almal die punt, en is ons vir ewig verlore. En ons mis nie die punt omdat daar 'n klomp moeds en moenies wat deur mense in ons voorgeskryf word dat ons dit nie kan nakom nie, of omdat ons 'n lang tradisie van godsdienstigheid nie kan nakom nie. Ons elkeen mis God se heilige standaarde soos dit deur sy wet aan ons voorgeskryf word. Wie lekker nou vanoggend hier staan en letterlik hierso op die lys afgaan, en ek kan vir julle almal sê, ja, daar sit broer dit, en weet wat hy doen hierdie sonde, en o ja, suster hiermee sukkel ook met daardie sonde, en hierdie ene, ek is nogal bewus, hierdie enetjie sukkel ook met daai sonde, en dan gaan julle almal die vinger na my toe wys en sê, Dominee, maar ons ken ook jou sonde. Dit is die harde werklikheid, soos ek en jy vanmôre hier sit. Die een ding wat die wet doen, is om ons sondes aan ons uit te wys, ons onwaardigheid. Jy sien, die doel van die wet is juis om ons op ons knieë te dwing, sodat ons soos hy tollenaar kan sê, o God, wie is my sondaar genadig? Of soos Paulus later in Romeine 7, as hy sy eie hart op die tafel sit, as hy tot daai belydenis kom, elendige mens wat ek is, wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Jy sien, dis die skoonheid van die wet. Die wet bring ons uit by die geregtigheid wat net God vir ons kan gee. Om die waarheid te sê,
voor die Heilige Gees in die lig van die wet my nog nie by hierdie punt uitgebring het nie. En as hy dit nie gereeld elke dag in my hart bewerk nie, gaan die geregtigheid van God nog nie die glans en die skoonheid en die lieflikheid hê, sodat ek dit met alles in my wil omhels en wil aangryp nie. Jy sien, eers as ek hulpeloos voor die heilige standaarde van God se wet te staan kom, en ek besef hoe elendig diep in nood ek is, gaan my hart smag en soek na hom wat my regverdig maak. Na hom wat sy geregtigheid en sy groot genade aan my skenk. Jy sê maar, wat ek en jy so bitter nodig het, is 'n volmaakte heiligheid. Die heilige God is onbevlek. Hy is onveranderlik heilig. En hy kan met niks minder tevrede wees nie. Daarom het God self besluit om vir hom 'n volk, 'n priesterdom bymekaar te maak. En hy kan dit net doen as hy vir ons gee dit wat ons nie het nie en wat ons ook nie kan voorsien of kan bewerk nie. Hy doen dit in die persoon en werk van sy seun Jesus Christus, ons Here. Ja, op die regte tyd, deur God bepaal, het die seun sy hemelse heerlikheid verlaat en hy deur die maagd Maria mens kom word. Hy het onder die wet kom staan, hy het 'n slaaf geword onder die swaar juk van die wet en tot aan die kruis was Jesus volmaak aan die Vader gehoorsaam. En daarom kan die apostel Petrus hierdie mooi woorde skryf. Och, dis mooi, 1 Petrus 3 vers 18. Hoe mooi stel die apostel dit. Hy sê, immers ook Christus het eens en vir altyd vir sondes gelei. Hy, die regverdige, ter wille van onregverdiges, sodat hy julle na God kan bring. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, maar deur die Gees is hy lewend gemaak. Die regverdige Jesus sterf vir die onregverdige ek en jy. Ja, Jesus se versoeningsoffer aan die kruis was genoeg, want hy het geen sonde in hom gehad nie. Hy het geen sonde geken nie, hy het geen sonde gedoen nie. Sy volmaakte gehoorsaamheid, sy heiligheid tot die dood toe, is genoeg vir God. Is genoeg. Jesus se geregtigheid stil God se woede oor ons sonde en dit bevredig God se eis van geregtigheid. Alhoewel die hele wet en die profete getuig hiervan, met ander woorde, die hele Ou Testament wys daarop dat God aan ons sy geregtigheid in Christus moet skenk, alhoewel die hele Ou Testament ons daarop wys, word hierdie geregtigheid wat God ons in Christus gee, wat hy aan ons bekend maak, sonder die wet, aan elkeen van ons bekend gemaak. Die geregtigheid, die ware geloof in Christus, word sonder die wet bekend gemaak. God kan nie aan ons 'n geregtigheid skenk wat op die wet gegrond is nie. Ons het die wet oortree en ons doen dit nog elke dag, al 10 gebooie. Ons beste dade maak nie God se heilige standaarde nie. Al hoe God se kind, al hoe God sy kind regverdig kan maak, is wanneer hy aan ons 'n geregtigheid gee wat los is van die wet. Wat geen van my dade in ag neem nie, of wat glad nie in enige godsdienstigheid van my kant af by my kom soek nie. Die wet was nooit God se plan A om ons voor hom regverdig te maak, en toe dit nie werk nie, toe moes hy nou 'n plan B maak, en toe moet hy vir Christus na hierdie wêreld toe stuur nie. Nee. Lank voor die skepping, lees ons in Efesiërs 1 vers 4, toe het God ons al in Christus uitverkies om sy kinders te wees.
Christus is God se enigste plan, van begin tot einde, om ons voor hom regverdig te maak. Maar sonder die wet sou ons nie geweet het wat sonde is nie. Sonder die wet kan daar geen sonde besef en 'n diepe smagting na verlossing wees nie. Daarom is dit vir ons so nodig om elke Sondag in ons versoeningsdiens, ja, om onsself voor God en sy wet te kom stel. Dit pas ook in elke gebed van ons. Om ons self voor die Here klein te maak, bewus van ons eie gebrokenheid, want dit wys op 'n hartsgesindheid van ootmoed, dat ek klein is. Wanneer ek in my eie ellende voor God ontbloot is, dan staan maar die Heilige Gees my by die hand vat, en dan vonk hy in my hart 'n kinderlike geloof in hom, wat dit kom doen het, wat ek en jy nie kan doen nie. Ek sê weer, die wet was nie God se plan A van verlossing vir sy kinders nie. Lang voor die wet, was Abraham voor God as regverdig gereken, omdat hy God geglo het. Hy het God op sy woord gevat, op God se belofte. Hy het daaraan vasgehou, en dit het Abraham regverdig gemaak. Genesis 15 vers 6. Net 'n ware geloof in Jesus Christus laat my deel kry aan hierdie geregtigheid. Weet jy, as ons, ek is lief as ek 'n skrifgedeelte, as ou moet hom oor preek, ek gaan kykie watter woorde word herhaal. Nou julle sal sien, sentraal in hierdie hele gedeelte wat ons gelees het, die woordjie God, gaan omkring dit bietjie. En dan kan jy maar die woordjie geregtigheid of regverdig ook, is dieselfde stam, jy kan dit ook gaan omkring. Maar nog 'n woord wat jy kan gaan omkring, wat jy oor en oor gaan kry, is die woordjie geloof of om te glo. Midde God se plan van verlossing staan geloof. Geloof, om te glo, beteken om soos Abraham vir God op sy woord te vat en al my vertroue in God alleen te stel, dat hy sy belofte van verlossing aan my sal nakom. Of julle seker die vers waar hierdie belofte van God vir ons as gelowiges die mooiste saamgevat word, is Romeine 10 vers 9, waar dit so duidelik staan, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en as jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Dis God se belofte aan elkeen van ons. Glo God, vertrou God met jou hele verlossing, van begin tot einde. Vertrou hom daarmee. En ook hier kom God en hy help ons. Hy weet dat ons nooit op ons eie hom op sy woord sal vat nie. Daarom skenk hy ook aan ons Heilige Gees, wat 'n dooie hart, ja, wat nooit die skoonheid van die evangelie sal verstaan nie. So baie mense ken hierdie evangelie, maar dit raak hulle nie in hulle harte nie. Nee, dis eers as die Heilige Gees kom en hy kom verbrokkel hierdie kliphart van my. En hy kom gee my 'n hart wat oorweldig word met God se liefde vir my. Dan verander alles. Net soos die Gees nuwe lewe in 'n saadjie blaas. Wie elke saadjie wat 'n landbouer in die grond sit, hy kan vir jare op die rak lê. Ek weet van ons susters of die mense wat lief is vir tuin is, daai saadjie lê daar, hy gaan niks maak nie. Maar die oomblik as hy in die grond kom, en daar kom 'n klammigheid, en hy ontkiem, is dit God die Heilige Gees in sy element. Dis presies dieselfde Gees wat kom en die nuwe lewe in 'n dooie sondaar hart kom wakker maak, dat ek God op sy woord kan vat en kan glo. En daarom is geloof baie meer as net 'n warm gevoel in my hart of 'n emosionele belewing. Daarom is geloof ook baie meer as om nou maar net eenmal 'n week kerk toe te kom en om maar weer geduldig die dominee te kom deurluister. Geloof is baie meer as dit. Alhoewel geloof 'n geskenk van die Heilige Gees is,
Is geloof ook die hande wat hierdie groot geskenk wat God aan my gee, oopmaak en vir myself toeëien, dit vir myself my eie maak. Ja, dit is soos 'n groot geskenk wat God voor my kom neersit. Ek ontvang alles. Maar as ek dit nie oopmaak en vir myself toeëien nie, bly dit in die boks op die tafel en bly maar net 'n geskenk wat niks verander in my lewe nie. Geloof wat toeëien wil in die eerste plek hierdie God wat my in Christus regverdig maak, beter leer ken. Die God van die Bybel wat homself in Christus deur sy Gees aan ons bekend maak, wil ek beter leer ken. En daarom begin ek om Bybel te lees. Ek begin om die Bybel te oordink. Ek begin om na die Bybel te luister, dat dit my lewe, my handel en my wandel begin verander. En soos wat dit gebeur, groei ek in hierdie vasstaande kennis van die lewendige God. Alles in my hart en lewe kom stadig, maar seker onder die helder lig van wie God is en veral wie hy in Christus is, en soos wat die Gees hom aan my bekend maak. Ja, soos wat ek God dan beter leer ken, meer en meer die evangelie in die lig van die Bybel verstaan, meer en meer deur die skoonheid van die evangelie oorweldig word, kom die Gees en hy vestig ook in my hart 'n vaste vertroue, dat God sy belofte aan my sal nakom. Al gaan dinge dalk nou broekskeer, al gaan dit broekskeer tot die dag wat Jesus my kom haal, of tot wanneer hy weer op die wolke kom, kan ek hom vas vertrou dat hy sy belofte aan my sal nakom. Elke dag besef ek meer en meer hoe stikkend en verlore ek op my eie is, maar elke dag dryf die Heilige Gees my meer en meer na die arms van my Here, my Verlosser, Jesus Christus, na die geregtigheid wat God aan my geskenk het, Jesus Christus, los van die wet. My broer, my suster, in die evangelie van Jesus Christus alleen, skenk God ons sy geregtigheid. Hy skenk ons alles wat ons nodig het. Hy maak ons reg, net ter wille van Jesus. Nie omdat een van ons die wet nakom nie. Nee. Hy gebruik wel die wet om ons op ons knieë voor Christus en sy afgehandelde werk in ons plek aan die kruis te bring. Mag dit in hierdie week in ons aanloop na nagmaal, ons herdenking van reformatie, waar ons werklik die hart van die evangelie vier, mag die Gees dit in elkeen van ons se harte so werk. Mag ons elkeen die skoonheid, die heerlikheid van hierdie evangelie werklik verstaan. Maar mag dit ons bring op ons knieë, omdat ons met alles in ons hieraan vashou, en omdat ons dit gelowig vir onsself toeëien, en vir God so op sy woord vat, tot sy eer alleen. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Onse Vader wat in die hemele is, Here, dankie dat U die evangelie vir ons so mooi en in eenvoud laat opskryf het. Dankie dat ons dit kan lees in ons eie taal, dat ons dit met mekaar kan deel. En Vader, ek wens ek kon vanoggend die volmaakte prediker wees, wat elkeen volmaak vermoere kon aanspreek, dat hulle hierdie evangelie in eenvoud kon verstaan. Here, mag dit in die groot genade so wees, dat U self deur die Gees ook, waar ek tekort skiet as prediker, ja, dat elkeen van ons dit hier vanmôre nie net sal hoor nie, maar dat ons ook die skoonheid daarvan sal hoor, tot die besef sal kom, soveel so dat U Gees ons sal aanspoor, om hierdie kosbare woorde vir onsself toe te eien, elke dag meer en meer. Wil U self deur die Gees kom, en hierdie vernuwingswerk in elkeen van ons kom doen. Wil U self deur die Gees kom en by ons 'n hongerte wakker maak om
om die Bybel te kan lees, om eredienste by te woon, om meer van U te leer, om U beter te kan leer ken, om so ook in ons eie geloof te groei. Wil U self, ja, soos wat ons meer en meer elke hoek en kantjie van ons lewens inbring, in die lig en in die skoonheid van die evangelie, ja, dat ons kan groei in 'n vaste vertroue in U. Dat ons hoop en ons vertroue weg sal vat van daai dinge waarop ons so maklik vertrou, in mense, in geld, in mag, in aansien, dat ons sal wegkyk daarvan, en dat ons elke gedagte sal vasvang by Christus. Ja, kom in U groot genade, Hemelse Vader, kom lê in elke hart vas, die suiwer evangelie, dat ons in Christus regverdig is, en dat ons dit is los van die wet, maar alles op grond van wie Hy is. Here, ons dankie vir soveel seëninge, ons dankie vir alles wat ons elke dag uit U hand uit ontvang. Dankie Here dat U ons nog elke dag veilig bewaar, en dit in 'n stikkende wêreld, in 'n stikkende land, met soveel uitdagings, waar ons daagliks hoor van geweld om ons, van huisroof, ons harte kan so maklik daarmee oorweldig word. Here, bring ons elkeen veilig in, maak U ons elkeen se veiligste skuilplek teen gevare. Want Here, by U, in Christus, weet ons, dat geen lewe of geen dood ons ooit weer van U liefde kan skei nie. Mag ons vas staan hierin, in weelde en in ongeluk. En mag ons altyd met vrymoedigheid uit ons harte uit bely, dat Jesus Christus ons Here en ons Koning is. Wees saam met elkeen van ons, versorg ons met wat ons nodig het, elke dag, ons kos en klere. Here, maak ons ook getrou in die uitleef van ons roeping. Maar Vader, wil U self ons vat en mense op ons pad bring, met wie ons die skoonheid van hierdie evangelie kan deel. Dat ons dit aan hulle kan vertel. Ja, Here, en dat U roepstem oor hierdie wêreld kan weergalm. En daarom pleit ons ook dat U koninkryk sal kom in Christendom en in heidendom, dat U self harte sal nuut maak, lewend maak, sodat die getal van uitverkorenes U kerk vol kan word en dat ons Here op die wolke kan kom. Vader, ons sal bid vir ons land, ons sal bid vir goeie regering, ons sal bid veral hier ook op plaaslike gebied vir goeie regering. Ons sal bid ook, sien die nood raak waarin die armes en die ellendiges in ons land verkeer. Help ons en gebruik ons om te kan help waar ons kan, en wil U ons ook elkeen die regte hart gee om werklik te kan help waar ons kan. Hemelse Vader, ons is baie dinge wat ons beplan, nagmaal volgende week, ons wil saam kuier rondom te braai, ons het 'n markdag wat opkom, al hierdie dinge. Vader, as U nie hierdie pad saam met ons stap nie, dan wil ons nie een tree verder gaan nie. Wees by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers, in ons bediening, met alles wat ons doen, en vestig in ons harte die liefde van Christus. Ons wil ook bid, Vader, ons wil vra vir 'n wêreld wat so stikkend is, waar daar so 'n gebrek aan leiers is, goeie leiers. Bid ons net dat U die nood sal raak sien waar ons wêreld verkeer, veral plekke waar daar nuwe planne gemaak word om die Christendom te stuit, plekke soos China, Noord-Korea, daar is soveel lande, baie moslimlande, waar U kinders nie by mekaar mag kom nie. Wees by U kerk, U uitverkorenes, sodat die woord gehoor, gepreek en geglo kan word. Vader, ons sal vra, as ons van hier gaan, wees by elkeen van ons. Hou U ons naby U, sodat ons naby U kan bly. En Here, bekeer ons, waar daar bekering nodig is, sodat ons waarlik bekeerd kan wees.
Dit bid ons in Jesus naam. Amen.